Welkom by hierdie Simple Science potgooi. Vandag kyk ons na elektrostatika. Ja, spesifiek Coulomb se wet en dan ook elektriese velde. Presies, daai deel wat jy vir jou NSS fisiese wetenskappe moet ken. Ons gaan kyk na die belangrikste idees, jy weet gebaseer op die bronne wat jy ingegee het. Dis reg. Die hoofdoel is eintlik net om jou te help verstaan hoe alles werk, hoe die konsepte bymekaar pas, sonder om te veel in die diep kant in te spring met detail. OK, ons fokus op die kernbegrippe en miskien 'n paar wenke vir die eksamen. Ja, beslis. Sommers so 'n paar goedjies om vooruit te kyk. Fantasties, kom ons begin sommer by die begin dan. Elektrostatika, wat is dit nou weer presies? Wel, dis basies die studie van elektriese ladings wat nie beweeg nie. Statiese ladings. O ja, soos daai skokkie wat jy soms kry as jy oor 'n mat loop. Presies daai een. Daai klein vonkie is elektrostatika in aksie. Ons praat van positiewe ladings en dan negatiewe ladings. En die reël is eenvoudig, né? Gelyke stoot weg, ongelyke trek aan. Net so, plus stoot plus weg, minus stoot minus weg, maar plus en minus trek mekaar aan. En dit kom alles van, wel, atome af. Protone is positief, elektrone is negatief. Goed, so hulle trek aan of stoot weg. Maar hoe sterk? Hoe meet ons daai krag? Dis seker waar Coulomb se wet inkom. Jy is heeltemal reg. Coulomb se wet is die een wat ons help om daardie elektrostatiese krag, ons noem dit F, tussen twee puntladings te bereken. Puntladings is maar net, jy weet, ideale ladings op 'n enkele punt. OK, en wat sê die wet? Dit sê basies twee dinge. Eerstens, die krag is direk eweredig aan die produk van die twee ladings. So hoe groter die ladings, hoe groter die krag. Maak sin. Tweedens, en dis baie belangrik, die krag is omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. Daai R. Wag, omgekeerd eweredig aan die kwadraat, so as die afstand groter word. Dan word die krag vinnig kleiner. Nie net kleiner nie, maar baie vinniger kleiner omdat die afstand gekwadreer word. Sjoe, so as jy die afstand verdubbel, is die krag net 'n kwart. Presies, net 'n kwart. Dit is nogal baie soos Newton se gravitasiewet werk, né? Albei is omgekeerde kwadraatwette. Ja, dis 'n goeie punt. So vir berekeninge, wat moet mens onthou? Beslis eenhede. Maak seker jou afstande is in meter, m, en jou ladings in coulomb, c. Oppas vir goed soos millimeter of microcoulomb. Daai voorvoegsels, ja. Ja, en die ander groot een, moenie vergeet om die afstand r te kwadreer nie. Ag, dis so maklik om daai fout te maak. Ek kan my voorstel. En wat as daar nou meer as 2 ladings is? Sê nou 3 of 4? Goeie vraag. Dan gebruik ons iets wat ons die beginsel van superposisie noem. Dit klink fancy, maar... Maar dis seker net dat jy elke krag apart uitwerk. Jep, jy kyk na die krag wat elke ander lading op jou gekose lading uitoefen. Een vir een met Coulomb se wet. Maar onthou, krag is 'n vektor. O ja, grootte en rigting. Presies. So jy moet daai aparte kragte as vektore bymekaar tel. Dis waar 'n vryliggaamdiagram, jy weet, 'n prentjie van al die kragte, regtig help om die netto-krag te kry. OK, ek verstaan. So ons het die krag tussen die ladings. Maar hoe affekteer 'n lading die spasie rondom hom? Dis seker waar elektriese velde in die prentjie kom. Absoluut. Jy kan dink aan 'n elektriese veld as wel 'n invloedsfeer wat 'n lading rondom hom skep. Dis 'n gebied in die ruimte waar 'n ander lading 'n krag sal voel as hy daar kom. En ons teken prentjies daarvan ook, né? Met veldlyne. Korrek. Veldlyne help ons om dit te visualiseer. Daar's reëls, hulle wys altyd weg van positiewe ladings en na negatiewe ladings toe. Dink daaraan as die pad wat 'n klein positiewe toetslading sou volg. En hulle kruis mekaar nooit nie. Nooit nie. Want as hulle sou kruis, sou dit beteken daar's 2 rigtings vir die krag op 1 punt, en dit kan nie. En nog iets, waar die lyne nader aan mekaar is, digter is, daar is die veld sterker. So jy moet kan teken hoe dit lyk vir 'n enkel lading of 2 ladings naby mekaar? Ja, enkel lading, 2 gelyke ladings, 2 ongelyke ladings en ook tussen parallelle plate. Dis belangrike sketse om te ken vir die eksamen. Goed, en die veld self, kan ons sy sterkte meet? Ja, ons noem dit die elektriese veldsterkte, hoofletter E. Dis basies die krag wat 'n eenheid positiewe lading by 'n sekere punt sal ondervind. So 'n manier om dit te bereken is krag gedeel deur lading. F gedeel deur Q. Ja, of as jy weet watter lading Q die veld maak,
kan jy dit direk uitwerk met 'n formule wat baie soos Coulombs lyk. Veldsterkte is gelyk aan daai konstante K maal die lading Q wat die veld skep, gedeel deur die afstand van daai lading af gekwadraat. Weer daai afstand gekwadraat? Weer daai afstand gekwadraat. En onthou, net soos krag is E ook 'n vektor, grootte en rigting. OK, so laaste stukkie van die legkaart. Hoe pas Coulomb se wet die krag en die elektriese veld, die invloedsfeer, nou presies by mekaar? Hulle is baie direk gekoppel. Dink so, die elektriese veld E beskryf hoe 'n bronlading, Q, die ruimte rondom hom verander. Dit skep 'n potensiaal vir 'n krag. OK, En Coulomb se wet, of eerder die eenvoudiger vergelyking F is gelyk aan Q mal E, beskryf dan die werklike krag F wat 'n ander lading Q sal voel as jy hom in daardie veld E plaas. so die veld is daar geskep deur Q. As ek 'n Q daar plaas, voel dit 'n krag F wat gelyk is aan Q keer E. Presies. F is gelyk aan Q mal E. Dit wys hoe die veld die krag veroorsaak wat 'n lading ondervind. Dis 'n baie fundamentele idee. Dis nogal netjies as jy dit so sien. Goed, laaste vraag dan. Daai foute, wat is die algemeenste slaggate in die eksamen hiermee? Nommer 1. Sonder twyfel. Eenhede. Maak seker alles is in meter en kolom. Skakel daai milli, mikro, nano, sentimeters korrek om. Dis punte wat jy nie wil weggooi nie. Reg. Nommer 2. Die kwadraat op die afstand. Beide in die krag en die veldformule. Dis so maklik om te vergeet as jy hastig is. Skryf jou formule neer, vervang in en maak dubbel seker jy het hy kwadraat ingesit. Ja, ek kan sien hoe dit gebeur. Nog iets? Vektore. Onthou krag en veld het rigting. Tekenprentjies. Veral vir superposisie. Kies 'n positiewe rigting as dit eendimensioneel is. Vir twee dimensies onthou jou komponente, Pythagoras en trig. Maak seker jy tel die vektore reg op. Goeie raad. Enige laaste voorbereidingswenke? Oefen daai veldlynpatrone teken. Ken jou definisies, veral elektriese veldsterkte, woord vir woord soos dit in die riglyne staan. Hulle vra dit baie direk. En doen somme. Werk deur soveel moontlik voorbeelde, veral met nettokrag of nettoveld, totdat jy gemaklik voel met die stappe. Fantasties. Dit was dan ons vinnige oorsig van elektriese statika, Coulomb se wet, elektriese velde. Ons het gekyk na die basiese beginsels, hoe om die kragte en velde te bereken, hoe veldlyne werk en ja, daai belangrike wenke en foute om te vermy vir die NSS-eksamen. Hoopelik help hierdie oorsig jou om die groter prentjie te sien en hoe alles in mekaar steek. Net 'n laaste gedagtetjie om saam met jou te neem. Ons het nou heeltyd gepraat van statiese ladings, die wat stil staan. Maar wat gebeur as hierdie ladings begin beweeg? En hoe dink jy hou dit verband met, sê maar, die elektrisiteit wat ons elke dag gebruik en selfs magnetisme? Iets om oor te dink. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie Simple Science potgooi.